Goeiedag en welkom by hierdie oordeenking. Ons stap saam tydens Lent in die skadu van Getsemane. Hier in die tuin saam met Jesus kan ons by hom wees en oorgee aan hoe hy ons ontmoet en waartoe hy ons nooi. Ons vra vir 'n bewussyn van sy liefde en werk in ons lewe, ook soos ons nou saam reflekteer. So hierdie week reis ons met Jesus wat kyk na die beker van sy eie lewe. Hy neem daardie beker van sy lewe en hy drink dit. Hy nooi ons om hom te volg in sy lewe en dis ook saam met hom te kyk na die beker, dit te neem en dit te drink. Nie net sy beker nie, maar ook die beker van ons eie lewe. Lees saam met my. Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid. En sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Ons onmiddellike verstaan van hierdie beker is dalk Jesus se marteling en sy kruisiging wat voorlê. Maar dink saam met my ook aan die emosionele en die sosiale elemente wat hierdie beker wat hy bereid is om nou te drink, inhou. Hy word veroordeel as godlasterlik, as valse profeet, as manipuleerder, as misleier. As mens moes dit sy hart gebreek het, is daar niemand aan sy kant om op te staan, in te staan, die teenkant te bied nie. Is daar niemand wat sal verdedig en getuig van sy lewe wat hy toegewy het aan ander nie. Nee, vriendeliefde, familieliefde, disipelliefde is stil swak en kruip weg tot later, totdat dit weer veilig is om uit te kom. Eensaam. Hy sit met oorweldigende emosies en dit dreig om hom oor te neem. Daag sy medelewensreisigers op om saam met hom te sit met sy angs, om die spasie saam met hom vas te hou. Dra hulle hom op in gebed. Nee, hulle harte is lam en hulle woorde wil nie vorm nie. Eensaam. Ek wonder of flitse van die ondervraging alleen, die kruisdra alleen, die vernedering alleen, of dit alles sy gedagtes in beklemming gehou het. Eensaam. Dis mos nie reg nie. Hoekom is dit die beker wat Jesus moet drink? Die engel versterk hom. God is daar by hom. Maar eensaam stem hy in om die beker te drink. Al slaap die disippels. Al verstaan hulle nie. Is daar tye wat die beker wat ons moet drink ook so eensaam voel? Dalk is die besluite wat jy moet maak van so 'n aard dat jy die gewig daarvan self moet dra. Dalk is die opofferings wat jy maak iets wat ander mense nie sommer verstaan nie of selfs raak sien nie. Dalk is die uitdagings waarmee jy tans worstel iets wat jou mense of net tot 'n mate mee kan help of glad nie kan of selfs wil mee help nie. Dalk rou jy die verlies van 'n geliefde. En geen troos maak dat jy daar in die middel van die nag in jou kamer minder eensaam voel nie. Dalk leef jy met depressie of verlies of 'n verslawing wat jou knieë laat vou. Dalk is jy fisies omring met mense, maar in jou binneste voel jy nog die knaande sug van eensaamheid. Sal jy steeds die beker van jou lewe drink? Al is dit in die donkerste tye van menswees. Sal jy daardeur gaan? Ons ja hoef nie 'n harde, oortuigde, opgewerkte of opgewekte ja te wees nie. Dit kan maar hees en bewerig of selfs onhoorbaar vir die menslike oor wees. Want ons gaan nie alleen in die tuin van Getsemane in nie. Ons gaan sit net langs Jesus wat reeds die plek ken. Ons gaan vind net ons stukkie gras langs die plat geknielde kol waar Jesus vroeg. En ons bly daar by hom. En ons vra en ons roep uit en ons vind woorde vir versigtinge wat nie sin maak nie. Ons laat gaan van regmaak en van uitstyg en van perfekte prentjies en van wat was of wat kon wees. Ons huil en skree as dit moet en ons vra hom dan weer. Bly net hier, Jesus. In my gemors, eensaamheid,
wegdraai. My wegdraai van U. Kom ek met my gebroke bewustheid en keer terug. Eensame Jesus, deel my smart, verlatendheid, my stof. Om ons beker te drink is om in kontak te kom met die werklikheid van ons lewe en waar ons nou is. Dit is om bewus te raak en op te let wat nou voor jou is om te doen, of wat jy nou moet deurgaan. Dit is om raak te sien dat daar 'n manier is om hierdie beker te drink. Dit is die manier van die een wat eerste daar gaan sit het in Getsemane en geworstel het, maar toe daar die beker gevat het. Henry Nouwen sê, en ek vertaal, om ons beker te drink, is nie net om onsself by 'n slegte situasie aan te pas en dit so goed as moontlik te probeer gebruik nie. Om ons beker te drink is 'n hoopvolle, dapper en selfversekerde manier van leef. Dit is om in die wêreld te staan met kop gelig, stewig gewortel in die kennis van wie ons is, die werklikheid wat ons omring voor ons, en om dan te reageer daarop uit ons harte uit. Mag daar vir jou vertroosting wees in die sit saam met Jesus. Selfversekerd nie omdat jy kan nie, maar omdat hy kan. Mag jy daar beleef hoe Jesus by jou is, al drink jy nou die beker van eensaamheid, verlatendheid, teleurstelling, seer. Mag jy betekenis vind in die manier wat God vir jou wys, jy hierdie beker kan drink. In die onvervangbare, unieke reis van jou lewe, kan jy jou beker opneem en drink. En jou beker kan hoop bring en kan inspireer. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons na U lewe kan kyk, dat ons U kan volg, en dat ons kan weet dat ons nie die beker van ons lewe alleen hoef te drink nie. Selfs al voel ons soms eensaam, kan ons in verhouding met U alles vind wat ons nodig het. Dankie daarvoor, Here. Amen.